Here, na wie toe sal ek gaan? Here, na wie toe sal ek gaan? Alles daar soveel dinge, Here, wat ek nie verstaan nie. Alles daar dinge in my lewe wat ek deurgaan, en ek het nie antwoorde nie. Weet ek, daar's net een wat lewe gee. En dit is U. Here, na wie toe sal ek gaan? Kom ons bid saam. O my Heiland, dankie dat U weer eens vanmôre vir ons 'n baie, baie spesiale woord het. O my Heiland, my gebed is dat ons werklik gereed sal wees om die woord van môre te ontvang. My gebed is dat ons harte sal oopstel, sodat wanneer die saad gesaai word, dat dit sal in die lieflike grond sal val, en dat die saad sal groei. O my Heiland, omdat ek as mens nie die boodskap kan oordra, dat soos U dit verwag, en dat die woord lewe nie, daarom kom ek na U toe, Heilige Gees, en bid ek, Heilige Gees, dat U deur my sal spreek. Heilige Gees, spreek deur my, sodat die woord kan lewe. Heilige Gees, spreek deur my, sodat die woord mense se lewens sal raak. As daar enige mag is wat die naam wil terughou vanmôre, dan breek ons ook daardie mag, in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons sê dankie dat die woord vanoggend sal bereik, dit wat ons hemelse Vader gewil het. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Here, na wie toe sal ek gaan? En ons skriflesing, Johannes 6 vers 47 tot 51, en dan vers 63 tot 68, dan gaan ek natuurlik so verwys na ander gedeeltes ook in hoofstuk 6, die voorgaande gedeeltes, en wat daar gebeur het, en waaroor Jesus vir die disippels gevra het, wil julle nie maar ook weggaan nie. Johannes 6 vers 47 tot 51. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En hier praat Jesus reeds ook, sommer vroeg in die boek van Johannes, praat hy van sy lewe wat hy gaan opoffer, om aan die kruis te sterwe, sodat ons kan lewe. Dan Johannes 6 vers 63 tot 69. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. As ons teruggaan na hoofstuk 6, dan sien ons die vorige dag, hoe dat daar groot skare mense voor Jesus gesit het, en dat hulle later begin honger word het, fisies het hulle honger geword. En ons sien hoe Jesus die groot wonderwerk gedoen het,
deurdat hy die 5 broodjies en die 2 visse so vermeerder het, dat hy hierdie hele groot skare, hierdie massas mense, met die brood gevoed het, met gewone brood. Fisies het hy hulle gevoed. En daar was 'n menigte mense, 'n menigte disippels wat Jesus gevolg het, juis oor dit wat Jesus gedoen het. U sien, hulle het Jesus gevolg om een rede. Hulle het Jesus gevolg oor dit wat hulle kon ontvang. Hulle het Jesus gevolg vir dit wat hulle kon kry. Hulle het Jesus gevolg oor die wonderwerke wat hulle aanskou het, wat Jesus gedoen het. En nou kom Jesus en hy voorsien in hulle fisiese behoeftes deur aan hulle brood te gee. En dan sien ons dat Jesus weet waaroor dit vir die meeste van hierdie mense gaan. Dit gaan nie vir hulle oor Jesus Christus nie. Dit gaan nie vir hulle oor die Messias nie. Dit gaan vir hulle oor een ding, om te ontvang. Dis waaroor dit vir hulle gegaan het. Dis nie vir hulle volg Jesus nie omdat hulle hom werklik lief het nie. Hulle volg hom vir dit wat hulle kan kry. Die gevolg is dat Jesus aan hulle die boodskap oorgedra het in die volgende klomp verse waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor dit wat julle ontvang nie. Daar is baie meer aan die boodskap. Daar is baie meer as die brood wat julle ontvang. Dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan oor my, sê Jesus, wat die brood van die lewe is. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Nou kom Jesus en hy vertel van hierdie disippels waaroor dit gaan. Hy sê, ek is die brood van die lewe en ek het uit die hemel uit neergedaal en dit is belangrik dat elke een van julle my vlees moet eet. Dit is nodig dat julle die lewende brood moet eet sodat julle die ewige lewe kan hê. Dan gee hy die pragtige voorbeeld, dan sê hy, julle vaders in die hemel, of julle voorvaders het die brood uit die hemel uit ontvang, hulle het die manna uit die hemel uit ontvang, daar in die woestyn, en hulle het die brood geëet, al was het deur God gegee, het hulle steeds gesterf, want daar die brood wat hulle ontvang het, was net brood vir die fisiese liggame, en nou die brood wat ek vir julle nou die dag, vir die vorige dag, die brood wat ek vermeerder het, en daar die brood wat ek vir julle gegee het julle liggame gevoed, maar daar die brood gee nie aan julle die lewe nie, julle het nodig om die ewige lewe te kry, en daarom het julle nodig om die lewende brood te eet, en die lewende brood is ek. Ek het uit die hemel uit neergedaal, sodat julle kan lewe. Wil julle die lewe hê? Vergeet die brood. Vergeet dit wat julle kan ontvang. Julle het die Messias nodig. Julle het die redder nodig. Julle het Jesus Christus nodig. Niks anders nie. En dit is waaroor die boodskap gaan. En die woord van die Here sê vir ons, en toe hulle dit hoor, het die mense gesê, die woorde wat u spreek is te moeilik en te swaar. En die woord van die Here sê vir ons, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En die meeste van Jesus' disippels, die mense wat Jesus gevolg het, het omgedraai en hulle het Jesus verlaat. Hulle het Jesus verlaat. Want u sien, hulle was gewillig om Jesus te volg, as terwyl Jesus vir hulle alles sou gee, terwyl hulle niks hoef te gedoen het nie. Maar die oomblik toe die Here sê, daar is iets wat julle moet doen, toe wou hulle hom nie meer volg nie. Is dit nie wat ons in vandag se lewe sien nie? Laat 'n prediker maar voorstaan, kyk baie van die groot kerke, prys die Here nie almal nie, maar hoeveel van die groot kerke, anooi hulle die mense om by Jesus uit te kom, en in die westerse wêreld is die boodskap,
Neem Jesus Christus aan, broer, en dan jy gaan die mooiste kar hê, jy sal die grootste huis hê, jy gaan die grootste bankrekening hê, want Jesus gaan jou seën. Neem hom aan, en ons mense sê, ja, ons neem hom aan, en hulle gaan op hulle knieë en neem Jesus aan, maar daar is geen verhouding met Jesus Christus nie, want hulle ken nie die Messias nie, hulle weet nie waaroor dit gaan nie, en hulle neem Jesus aan, vir al hierdie dinge wat hulle kan ontvang. En ek het reeds genoem, dan kom ons daar by Noord-Korea, of ons kom in Iran en Irak, en jy bring dieselfde woord van God, en jy bring die evangelie van die mense, en jy vertel vir hulle van Jesus wat aan die kruis gesterf het, en wat hy vir ons gedoen het. En die mense sê, prys die Here, dankie Jesus, ons wil die aanneem. Broer, wil jy Jesus aanneem? Suster, wil jy Jesus aanneem? Ja, ek wil Jesus aanneem. Ek weet hy is die Messias, ek weet hy is God. Ek kan nie sonder hom lewe nie, ek wil hom aanneem. Weet jy dat as jy hom aanneem, jy gaan jou werk verloor? Weet jy gaan jou familie verloor? Weet jy, hulle kan jou in die tronk toesluit? Weet jy dat hulle kan jou doodmaak? Weet jy dat jy die doodstraf kry as hulle uitvind? Maak nie saak nie, want hy het sy lewe vir my gegee. Ek neem hom aan, omdat hy die Messias is. Ek neem hom aan, omdat hy God is. Ek neem hom aan, omdat hy my Here is. Ek neem hom aan oor dit wat hy vir my gedoen het. Hy het sy lewe vir my gegee. Ek neem hom nie aan vir dit wat ek kan ontvang nie. Ek neem hom aan, sodat ek iets vir hom kan terugdoen. Ek neem hom aan, omdat ek hom so lief het, dat ek sal sterwe as dit moet. Is dit nie waarom baie disippels gesterf het van Jesus Christus nie? Deur die eeue, hoeveel kinders van die Here het gesterf en het gesê, hoor, dit maak nie saak nie, dit is 'n voorreg om vir Jesus te sterf. As u Jesus wil dien, vir dit wat hy vir u gee, dan is jou hart nie reg nie. Jy dien hom omdat hy reeds alles gegee het. Hy het sy lewe gegee, sodat u en ek kan lewe. Dit is dan die rede waarom Jesus nou vir sy disippels gevra het, of hulle nie ook maar wil weggaan nie. Jy sien, Jesus het hierdie geleentheid gebruik gemaak om ook sy disippels, heel moontlik om ook sy disippels se lojaliteit te toets. Waar lê julle lojaliteit? Volg julle my dalk ook net vir dit wat julle kan ontvang? Of volg julle my omdat ek die Messias is? Wil julle nie ook maar weggaan nie? Jy sien, Jesus het niks gesê vir die disippels wat hom verlaat het nie. Weet jy waarom het Jesus niks vir hulle gesê nie? Want Jesus het geweet, hulle het hom nie werklik gevolg omdat hulle hom lief het nie. Jesus het geweet, die disippels wat hulle rou op hom gekeer het, daardie mense het hom om een rede gevolg, en dit was vir wat hulle kon ontvang. Daar was geen liefde nie, dit was 'n oppervlakkige godsdiens. Dit het gegaan oor wat hulle kon kry. Maar hier kom ons by die disippels van Jesus Christus, die disippels wat die pad saam met Jesus gestap het, hulle wat na aan die Here was. En Jesus sê vir hulle, wil julle nie ook maar weggaan nie? En die woord van die Here sê vir ons, en Petrus sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Here, na wie toe sal ons gaan? Kind van God, dit maak nie saak wat u omstandighede vandag is nie. Hierdie disippels, die 12 disippels, dit was vir hulle ook net soos vir die ander, was dit moeilik, daar was sekere dinge wat Jesus gesê het, wat vir hulle moeilik was om te verstaan. Hulle het nie alles verstaan nie, maar nog steeds het hulle gesê, maak nie saak of ons alles verstaan of nie, Jesus, ons volg u, want wie anders sal ons volg? En kind van God,
maak nie saak wat die omstandighede is nie. U mag eensaam wees. Maar na wie toe sal ek gaan? Behalwe na Jesus. Ek kan finansiëel swaar kry. Here, na wie toe sal ek gaan behalwe U? My kind, my man, my vrou, die een wat die Here nog nie wil dien nie. Here, na wie toe sal ek gaan? Daar's net U. En Petrus sê, dan gaan Petrus aan, en dan sê hy sê, Jesus, hy sê, na wie toe sal ons gaan? Hy sê, U spreek die woorde van die lewe. Jesus, U spreek woorde wat lewe gee. As ons luister na wat U sê, as ons toepas wat U sê, gaan ons lewe. Halleluja, prys die Here. U spreek woorde van lewe. En dan gaan hy aan, dan sê hy, en hy sê in ons almal, hy sê ons weet, U is die Messias. Hy sê, U is die Messias, U is die Here, daarom sal ons U volg, maak nie saak wat nie, U is die Messias, U is die Here. Nou kinders van die Here, en wat my tref uit hierdie gedeelte, waarom kon die disippels dit sê? Waarom kom Petrus dadelik antwoord en sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Want ons weet, U spreek die woorde van lewe. Ons weet, wanneer U spreek, gee dit lewe. En ons weet, U is die Here. Ons weet, U is die Messias, sê hy. Waarom kon hulle dit sê? Weet U waarom? Want die disippels het 'n pad saam met Jesus gestap. Die disippels het 'n pad saam met Jesus gestap, en omdat hulle saam met hom gestap het, het hulle geweet wie hy is. Hulle het geweet hy is die meester. Hulle het geweet hy is die Here. Hulle het geweet hy is God. Hulle het geweet hy is in beheer. Daarom sou hulle hom nie verlaat nie. Daar was wel, soos Jesus het reeds geweet, Judas wat hom sou verraai. Want jy sien, Judas, waarom het Judas Jesus opgevolg? Judas het Jesus gevolg, weer eens vir wat hy kon kry. Hy was die tesourier gewees, en al wat hy wou gehad het, daar moes altyd geld in die skatkis wees. En as van die geleerdes wat beweer, hy het hom goed self gehelp. Nou ek gaan definitief nie daarop antwoord, want ek weet nie waar dit kry nie, maar dit is in elk geval. Maar vir hom het dit oor homself gegaan, en nie oor Jesus Christus nie, maar vir die ander 11. Hulle het die pad saam met Jesus gestap, en omdat hulle Jesus leer ken het in daardie tyd, omdat hulle gesien het wie hy is, en besef het wie hy is, het hulle Jesus lief gekry vir wie hy is. Jesus, ons het U lief, omdat U die Messias is. Daarom kan ons die weggang van U af nie. En kind van God, toets maar elke kind van die Here. Bring vir my een kind van die Here, wat Jesus waaragtig aangeneem het in sy lewe, wat die pad saam met Jesus gestap het, en wat sy rug op God kan keer. Bring hom vir my. Jy kan nie. Wanneer jy waarlik uitgevind het wie Jesus is, wanneer jy die pad saam met Jesus gestap het, en jy het wonderwerke beleef saam met hom, wanneer jy het beleef hoe hy jou optel, hoe hy jou uitgelig het, toe jy in die modder vasgevang was, jy het beleef hoe hy jou op die rots neersit, jy het beleef hoe jy terwyl jy op hy wetloop van jou gehardloop het, elke keer as jy gestruikel het, hoe Jesus gekom het en jou hand gevat het, en jou gesê, my kind, gee my hand, en tel jou op, en ek is saam met jou, my kind, hou aan, moet nie moed opgee nie. En nou kan enige versoeking kom. Nou kan die vyand maar kom. Nou kan die vyand van jou sê, draai jou rug op God, en jy sê, ek kan dit nooit doen nie, want Jesus lewe. Jesus spreek woorde van lewe. Amen. Kinders van God, dit is die Here wat ons dien. Maar weet jy wat ongelukkig is dit so, dat so baie van die kinders van die Here teen die vyand mislei word, en hulle begin agter ander afgode aanhardloop, hulle begin agter ander dinge aanhardloop, en hulle verloor Jesus, hulle verloor die belangrikste, hulle verloor Jesus, wat hulle hardloop agter verkeerde dinge in, dinge wat niks beteken nie, hulle hardloop agter aardse afgode. Weet jy wat? Petrus en die disippels, prys die Here, hulle het geweet wie Jesus is, en prys die Here vir elke kind van God, wat kan sê, ek het al 'n pad
pad saam met Jesus gestap. En ek weet wat hy vir my gedoen het. En nooit sal ek my God omkeer nie. Inteendeel, ek sal alles doen wat hy sê. Ek het hom so lief. As jy Jesus Christus lief het, weet jy wat? Dan wil jy tussen die kinders van die Here wees. Bring vir my 'n kind van die Here wat nie tussen die kinders van die Here wil wees nie. Bring hom vir my. Jy kan nie wag om in die huis van die Here te kom nie. Amen. Jy kan nie wag om in die huis van die Here te kom nie. Waarom? Want daar is dan maar net hierdie corporate samekomste en die Heilige Gees is besig om daar te beweeg. Die Heilige Gees beweeg. Kinders van die Here, weet jy wat? Jesus Christus, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is net een weg en dit is wat Jesus daar die dag vir die disippels geleer het en toe die grootste groep van hulle hom verlaat het. Dis te swaar, dit wat hy vir ons gesê het. Maar die wat saam met hom gewandel het, vir hulle was dit nie te swaar nie. Here, wat u ook al vra, ons is by u. Amen. Ons het u lief. Die mens het, jy sien, die mens op die aarde het alles probeer. Hulle het alles probeer. Jesus Christus het gekom sodat ons kan lewe. En wat doen die mens? Jy sien, hulle maak 'n afgod van ander mense. En hulle begin mense aanhang en mense, gode van mense maak, wat hulle rug op God gekeer het. En dit is waar ons die Hitlers en die Mussolinis en die Stalins vandaan kry. Mense wat hulle self as God verheerlik het. En wat het dit vir hulle gebring? Verwoesting reg oor hierdie wêreld. Miljoene en miljoene mense word vermoor, omdat mense hulle vertroue in 'n mens gestel het en nie in God nie. Stel jou vertroue op enigiets anders en kyk wat gebeur. Dan praat ons van verskillende geldstelsels en ons praat van hulle kommunisme probeer, hulle het kapitalisme probeer, kapitalisme en probeer om soveel moontlik geld in die hande te kry. Verryk jouself. En hulle verryk hulle self. En hoe meer hulle het, hoe meer honger word hulle. Want hulle word nie versadig nie. Hulle het al die geld in die wêreld. En hy pleeg selfmoord. Want dit het nie bevrediging gebring nie. Dit kan nie bevrediging bring nie. Kommunisme. 'n ander geldstelsel. Alles word verdeel. Ons steel van die rykes. Kom ons verryk ons. Ons steel die rykes se geld. Ons vat dit vir onsself. Maar steeds bring dit geen bevrediging nie. Jy sien, daar is net een. Daar is net een wat lewe gee. Daar is net een wat ons lewe kan volmaak, dat jy nie meer soekend is na iets anders nie, en die antwoord is Jesus Christus. Amen. Ons antwoord is Jesus Christus. Daar is geen ander antwoord nie. Hoor, dan kyk ons na die afgode. Dan kyk ons na afgode, na die ander afgode. Ons kyk na Mohammed. Weet jy wat, as jy vandag na Mohammed se graf toe gaan, dan lê daar 'n dooie liggaam, daar's 'n dooie liggaam met stukke bene wat nog daar lê. Net so met al die ander afgode, is dit nie so nie? Want hulle is dood, hulle het gesterf, hulle lê in die graf. As jy na Jesus Christus se graf toe gaan, dan is die graf leeg. Weet jy waarom? Want Jesus het opgestaan uit die dood. Jesus lewe, en is die woord van die God. Die woord van God wat die belangrikste boek in die wêreld is, bevestig dit, Jesus Christus lewe. Maar dan kan jy maar ander boeke byvat, jy gaan kyk bietjie, wat sê die geskiedenis, dan sal jy sien, Jesus se graf was leeg, hulle het Jesus se liggaam gesoek, en hulle kon sy liggaam nie kry nie. Waarom nie? Want hy het opgestaan uit die dood en hy lewe. Baie mense sê, dan vat hulle die woord van God. Ek lees dit daar in daardie boek en dit bevestig wat die Bybel sê. En ek lees die geskiedenisboek en die geskiedenis bevestig wat die Bybel sê. Ag, kinders van die Here, asseblief, lees die woord van God en dit bevestig wat die geskiedenis sê. Amen. Die woord van God bevestig wat die geskiedenis sê.
Nie andersom nie. Die woord van God is Heilige Gees geïnspireerd. Die woord van God, 66 boeke. En als 40 outeurs. En al 66 boeke, 40 verskillende outeurs wat geskryf het. En al die boeke smelt saam in harmonie. Elke boek in die Bybel, 66 boeke. En elkeen verwys na Jesus Christus wat lewe. En dat Jesus sou kom. En dat Jesus gekom het. Die Ou Testament verwys vorentoe na Jesus wat gaan kom. Die Nuwe Testament verwys terug na Jesus wat gekom het. En na wat huidiglik gebeur. Wat kry jy in die wêreld? Dan skryf 2 outeurs oor 1 onderwerp. Maak nie saak waaroor nie. En jy lees die 2 boeke. En daar is soveel verskille dat jy nie eers die 2 boeke by mekaar kan bring. 40 outeurs. 1600 jaar uit mekaar uit. En alles kom by mekaar uit. Want weet jy wat? Dis die woord van God. Amen. Dis die woord van God. Ek wil nou praat die Here en hierdie is so komies. Ek geniet dit as ek dit lees en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. As jy Jeremia 10 vers 2 tot 7 lees, hoor nou wat gebeur hierso. Kom ons begin by vers 3. Jeremia 10 vers 3 tot 7. Want die insettinge van die volke is nietigheid. Want 'n boom uit die bos kap hulle om, hulle gaan na die bos toe, en gaan kap hy 'n boom af met 'n byl. Die handewerk van 'n ambagsman met 'n byl. Dan vat hy daar die stuk stomp wat hy so af, die boom wat hy afgekap het, en hy kap uit dit uit 'n beeld. Dan sê hy, nou daai beeld wat hulle gemaak het, versier hulle met silwer en met goud. Wel, is dit alles, weet jy wat, hulle gee alles vir daardie stomp, vir daardie dooie God, hulle gee alles vir hom. As jy, hulle versier dit met silwer en met goud. Maar hoor wat gebeur, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Wow, hier sal, hulle God wil omval. Halleluja! Ons God sal nooit omval nie. Maar hulle God, weet jy wat, en dan gaan hulle op hulle knieë, hulle gee alles, hulle gee goud, hulle gee silwer, hulle gee alles, en hulle moet op die toue vasmaak, en met spykers in die grond vaskap, anders val hy om. Haai, wie wil so God hê? En, hoor, dan steeds so kom die tyd, as hy, soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie. Ja, hulle moet gedra word. O, kind van God, jy moet jou God dra. Jy moet jou God ronddra, want hy kan nie loop nie, hy kan nie praat nie, hy kan niks met jou doen nie, hy kan nie goed doen nie, sê die woord van God, hy kan ook nie sleg doen nie, hy kan niks doen nie. Hy, dan sê hy, wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, want hulle is ook geen goed doen by hulle nie. Oh, nou kom ons by die lewende God. O, geen een is soos U nie, o Here. U is groot, en die naam is groot in krag. Wie sou U nie vrees nie, o koning van die nasies, want U kom dit toe, want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is geen een soos U nie. O Here, U lewe. Nou, wat vir my net uitstaan hier, jy maak vir jou 'n beeld. En dit wil glo vandag, maak nie saak wat 'n afgod jy aanbid nie. Dit kos vir jou geld om 'n afgod te aanbid en om 'n plek te hou. Maar nou moet jy hierdie beeld ronddra, en jy moet hom polish, en jy moet hom
blink maak en so. Maar weet jy wat? Wanneer jy die lewende God aangeneem het, wanneer jy by Jesus Christus uitgekom het, sê die woord van God vir ons. Weet jy wat gebeur? Dadelik kyk jy verskil tussen 'n dooie God en 'n lewende God. Wanneer jy Jesus Christus aanneem, dan tel hy jou op. En ons God dra ons. Ons God dra vir ons. Prys die Here vir so 'n God. Wil julle nie ook maar weggaan nie? Here, dan wie toe sal ons gaan? Daar is niemand nie. Daar's niemand. Daar's niemand. Geen mens, geen God, geen afgod. Net U spreek die woorde van die lewe. Daar's niemand anders nie, Here. Kinders van die Here. Jesus sê, hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar weet jy wat is wonderlik uit die woord van God? Jesus Christus dwing niemand om hom aan te neem. Dis 'n vrye keuse. Dis ons eie besluit of ons Jesus wil volg of nie. Dis hoekom hy vir sy disippels sê, as julle wil weggaan, julle is welkom. Julle kan gaan. Jesus het ons so lief, dat hy niemand dwing om hom te dien nie. Dis 'n vrye keuse. Maar weet jy wat? Wanneer jy Jesus gekies het, en jy het hom gekies, dan dra hy jou. Dan vat hy jou deur hierdie lewe. Maak nie saak wat die omstandighede is. Maak nie saak wat op jou pad kom nie. En hy dra vir jou. En wanneer jy jou oë die dag op die aarde toemaak, en jy maak jou oë die ander kant oop, dan staan jou vriend daar aan die kant. Die woord van die Here sê ons in Johannes 14. Hy sê wanneer jy Jesus dien en sy gebooie onderhou, hy sê dan is jy 'n vriend van Jesus. En wanneer jy jou oë toemaak, dan sê jou vriend vir jou, my kind, gee my jou hand. Weet jy wat? Ek het hierdie week baie ons was verskriklik besig met my vrou. Ons was nie een dag by die huis gewees, ons was party aande, het is eers laat by die huis gekom, want ons is net wonderlik besig met die dinge van die Here, want dit is waarmee ons so besig wees. En daar's een man, ek gaan sien sy vrou, wat 'n gewas op haar brein het, en wat sy het regtig, hy vrouwtjie is so siek, een van ons pragtige vrouwtjies in Uitenhage. Maar sy stap 'n pad saam met die Here, en ons gaan na haar toe om haar te bemoedig, maar ek ken haar man, ek het al reeds met hom ook te doen gehad in die verlede, en weet jy wat, terwyl ek met haar praat, wil hy my begin aanval oor die woord van God, en hy begin vir my vertel, dat Jesus teen ons as mens rebelleer, en wat Jesus aan ons as mens doen, kyk wat doen hy, kyk wat veroorsaak hy, en dan verantwoord ek hom by die woord van God, en ek sê vir hom wat die woord van God sê, en ek vertel vir hom die waarheid, maar hierdie man is so hard, op die einde te sê ek vir hom, weet jy wat broer, jy kan die liefde van Jesus in jou lewe hê, jy kan Jesus aanneem, en as jy jou oë toemaak op hierdie aarde, dan kan jy een ding weet, dan is Jesus daar, en die engele van die Here wag jou in. Ek sê, maar as jy sonder Jesus sterf, ek sê, dan kom die bose magte om jou te kom haal. Ek sê, wees verseker daarvan, jou gees lewe vir ewig. En ek noem vir hom van wat met Stalin gebeur het. Gaan lees die boekie wat die suster geskryf het, wat by Stalin sy sterfbed gewees het. En vir iets soos 3 weke, ek dink dit was 3 weke net, vir 'n lang tyd, waar hy man op sterwe gelê het hy die hele tyd, van die oggend tot die aand, het hy geskree en gesê, ek wil nie sterf nie, ek wil nie sterf nie, en hy skree, en die vrou sê, in haar lewe wil sy nie weer by iemand wees, wat sterf, wat sonder God sterf. Dis te verskriklik, sê sy. Maar wanneer die kind van God sterf, dan sterf hy met 'n glimlag op sy gesig.
Want hy weet, hierdie aarde, dit was nie sy blyplek nie. Dis maar hierdie pad wat hy gestap het. En wanneer jy jou oë oopmaak, dan is Jesus daar vir jou. En kinders van die Here, my gebed is dat elkeen van ons, soos Petrus kan sê, Here, na wie toe kan ek gaan? Na wie toe kan ons gaan? Here, daar is niemand anders nie. Here, ek verstaan nie wat in my lewe gebeur nie. Ek het nie die antwoorde. Here, ek het meer vrae as antwoorde. Daar is soveel goed wat ek nie verstaan nie. Maar Here, een ding weet ek, al verstaan ek nie alles nie. U is die Messias en daarom sal ek u dien. Amen. En kinders van die Here, my gebed is dat hierdie saad wat vandag gesaai is, dat dit in u harte sal groei, dat u sal uitgaan en verander die goeie nuus sal bring, en hulle sê, kom in Jesus se lewe, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, kom ek vertel vir jou wie my uit die moddersluit uitgehaal het. Ek kan dit sê, want ek weet waar die Here my uitgehaal het, waar die Here u uitgehaal. Jesus het my gevat, hy het my die modder uitgehaal, hy het my die rots gesit, en so die meeste van u, elkeen van u, wat in 'n verhouding tot God lewe, Jesus het u uitgehaal uit die modderstruik uit, en hy het u op die rots gesit, en dan gaan jy na jou vriende toe, na jou bure toe, na jou familie toe, en sê vir hulle, ek kan vir jou by iemand uitbring, wat jou uit die modder sal uithaal, en jou op die rots sal sit. Amen. Jesus, dankie vir die woord van môre. My gebed is my Heiland, dat hierdie saad sal groei. My Heiland, my gebed is dat elkeen in hierdie gebou teenwoordig, dat ons u sal volg, nie vir dit wat ons kan ontvang nie, maar dat ons u sal volg, omdat u God is, omdat u Here is, omdat u in my Heer is, omdat u die Messias is. My Heiland, baie, baie dankie vir wat u vir ons gedoen het. Dankie Jesus, dat ons kan sing, u leef, u het opgestaan, want Jesus, u het die lewe neergelê om het weer terug te neem. Want u is God. My gebed is dat ons as 'n gemeente elke dag in u sal groei. Ek bid hierdie ding in die naam van Jesus Christus.